Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 6, 1 tot 7 Augustus. Gawes van die Gees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om weer eens uit U woord te kan bestudeer. Terwyl ons hierdie week leer oor die gawes wat ons van die Heilige Gees ontvang, maak asseblief ons harte en ons verstand oop, dat ons U waarheid mag verstaan. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4 vers 11 tot 13, 1 Korintiërs 13, 1 Petrus 4 vers 8 tot 11, 1 Korintiërs 14 vers 27 en Amos 3 vers 7. Geheeteks 1 Korintiërs 14 vers 1. Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. 1 Korintiërs 14 vers 1. Elke lyf bestaan uit liggaamsdele. Insgelyks is die kerk 'n liggaam wat uit baie lede bestaan. Elk met sy of haar eie rol, funksie en gawes. As dit met liefde gebruik word, skep hierdie gawes van die Gees 'n samehorigheidsgees wat sodoende die karakter van die drie-enige God weerspieël. Van dese week bekyk ons hoofstukke 12 tot 14 van Paulus se eerste sendbrief aan die Korintiërs, waarin die leer oor gawes van die Gees uiteengesit word. Hierdie is eintlik 'n onderafdeling van 'n effens groter gedeelte. In laasgenoemde hoofstukke 11 tot 14 bespreek die apostel wat aanvaarbare Christelike gedrag in 'n religieuse milieu is. Paulus is veral besorg oor die wanorde in die Korintiërs se kerkbyeenkomste. Sy oplossing vir die probleem is dat die kerk, oftewel die gemeente, 'n liggaam is, waarvan die liggaamsdele, dit wil sê die lede, uiteenlopende funksies het. Hierdie verskeidenheid is tot opbouing van die liggaam van Christus, soos gelees in Efesiërs 4 vers 12. Kortom, God skenk geestelike gawes aan die kerk, ten einde samehorigheid onder 'n diverse groep mense te bevorder. Paulus dink steeds aan die partydigheidsprobleem wat hy in die eerste 4 hoofstukke van 1 Korintiërs aangespreek het. Daar het ons gesien dat eensgesindheid in Christus die antwoord op die gebrek aan eensstemmigheid is. Nou bou Paulus daarop voort, deur sy sienings betreffende die rol van gawes van die Gees uiteen te sit. Volgens hom is eenheid in Christus en die Gees die enigste manier om skerings in die kerk te voorkom. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 8 Augustus.